Hallo daar en jy is so welkom. Ons is met die studie van die boek Handelinge besig en ons het by hoofstuk 3 aangekom. As jy dalk vandag vir die eerste keer by ons inskakel, wil ons vir jou sê regtig baie welkom. En daar's my e-posadres as jy die notas wil hê wat hier voor my is. Hier's baie spesiale voetnotas en sommer net dankie vir julle wat vir ons terugvoer gee en sê hoorie hoeveel hierdie vir julle beteken. En ouer gewoonte, onthou net die uitnodiging as hierdie vir jou van waarde is en jy sou dit dalk elektronies kry en jy wil dit met iemand deel, asseblief voel vry. Die bedoeling is juist dat ons mekaar wil bemoedig, wil ondersteun, wil toerus en ons wandel agter Jesus aan. Want dis die wyse waarop ons saam ontdek en saam leer. Die belangrike is dit ook saam toepas. Handelinge, hierdie boek van die groot gebeure, van die werk van die Gees deur die kerk en hoe die kerk die wêreld tref. Ons het verlede keer gesien Pinksterdag gebeur en die Gees word uitgestort. En die gelowiges praat in al die tale van daai wêreld waar die Jode vandaan gekom het. Almal bymekaar daar in Jerusalem vir die Pinksterfees. Hierdie fees vir die viering van die wet, aan die een kant vier, aan die ander kant die viering van die eerste vrug. En die bedoeling daarvan is wanneer die eerste vrug, die eerste oes gevier word, dan dat die res van die oes sou uitkom. Nou op so 'n dag word die Gees uitgestort en binne die lens van die eerste oes, sou mens kon sê die Gees wat hier aan die werk is, kyk wat sou kom. En op daai eindste dag, net daarna, wanneer Petrus sou preek, kom daar 3000 mense tot bekering. Nou as mens sou dink daaroor, die kerk wat wakker word as 120 en gaan slaap met 'n getal van 3120 en dit die eerste oes is, hoe sal die oes dan nie lyk nie? Hoe sal dit wat kom nie lyk nie? En as ons die Here vertrou vir die eerste oes, sal die res dan nie wees nie. En binne daai lens sien ons dit is presies wat gebeur het. Die kerk wat ontplof, die kerk wat die wêreld tref, die kerk wat hierdie boodskap van die opgestane Christus, die een wat hemel toe gevaar het, die een wat weer kom, die Here van die kruis, die Here van die goeie nuus, met hulle hele lewe verkondig, met alles oorgegee aan hom, tref 'n wêreld met liefde en diensbaarheid en omgee, wat die wêreld vir altyd sou verander. Met genade en waarheid, wat die wêreld vir altyd sal verander. Met kom in, word deel, ons word al meer soos Jesus, word nuut en leef nuut, wat die wêreld vir altyd verander. Daarna sien ons hierdie gelowiges kom by mekaar. Hulle leef in 'n ritme waar hulle gereeld in mekaar se huise by mekaar kom, waar hulle saam bid, saam eet, saam loof. Maar daar was ook 'n ander deel van hierdie ritme wat aanvanklik natuurlik 'n groot fokus op die Joodse gelowiges gehad het. En dit is dat hulle by die tempel sou by mekaar kom. 3 keer 'n dag sou die Jode tempel toe gaan vir gebede. Dit was deel van hulle kultuur, hulle kultus, hulle uitleef daarvan. Maar vir die volgelinge van Jesus natuurlik 'n totale ander fokus, want dit is 'n plek waar hulle die goeie nuus kan deel. Maar genoeg nou vir die inleiding, kom ons bid saam. Jesus, U is die Here, U het opgevaar en U kom weer. Heilige Gees, U is uitgestort en U is kragtig aan U werk in die lewens van gelowiges in ons. Vader, ons hoor U stem vanuit U woord. Daarom Drie-enige God, so baie dankie, dat ook vir vandag, vir hierdie oomblik in ons lewe, ons kan bid, spreek Here. Ons wil hoor wat U vanuit U woord vir ons gee, om na te luister, maar meer nog om vir iemand anders ook te gaan aangee. Ons bid dit met verwagting in die naam van Jesus die Here. Amen. Handelinge hoofstuk 3 vers 1. Een middag om 3:00, die tyd van die gebed, weer eens daai ritme wat die Jode gehad het, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. So hulle is aan die stap, hulle gaan nou bid. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Mooipoort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. So hierdie man, wat 'n bedelaar was, wat verlam was, dit herinner my sommer so aan die man daar by die bad van Bethesda, nee, onthou jy daai gedagtes, ek gaan kyk sommer in die Johannes Evangelie, meer onlangse studie wat ons gedoen het, wat daai situasie ook, daai verhaal ook beskryf. Wel, hier is die twee manne, Petrus en Johannes, soos wat soveel keer al in die verlede, as hulle nie saam vis vang nie, dan gaan hulle saam bid, pad tempel toe. En hulle stap verby hierdie man, wat deur sy familie daar neergesit word om 'n inkomste te genereer.
Natuurlik was dit deel van die Joodse kultuur om te gee vir armes, om almoses te gee, was 'n deel van hulle wat van hulle verwag sou word. So hy het 'n inkomste gegenereer, maar hy was verlam. Nou onthou, as jy verlam was, dan was dit ook 'n teken van God se straf op jou. Dis hoe hulle daarna gekyk het. God se straf, so jy's onrein, so niemand sal aan jou vat nie, hulle sal by jou verby beweeg. Maar om geld te gee, sal eenvoudig net iets wees wat jy op 'n afstand sou kon doen, om self beter te voel en om iets van jou dade wat jy moet doen, te verrig, sodat jy ook kan groei in jou eie verstaan of jou eie posisie wat jy voor God sou inneem. Dit is die perspektief gewees. Ons sal ek plaas om hier. Maar as ons kyk na die teks, dan sien ons die woord van hierdie pilaargang waar hy geplaas word mooi poort genoem. En hier is die tragedie van die verhaal. Niks in hierdie man se lewe is mooi nie. Niks nie. Ek bedoel, hy's verlam, hy word eenkant gesit, hy word blootgestel, hy word verder verneder, en hy moet bedel, en niemand wil met hom assosieer nie. Hoor jy hoe donker en sleg en lelik is sy lewe eintlik? Maar hierdie dag, gaan Lukas vir ons beskryf, word die mooiste dag in sy lewe. So hy moet bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, ouder gewoonte, hy het rondgekyk, hy soek mense wat in hulle groot getalle tempel toe gaan om te gaan bid. Hy kyk rond en hier sien hy hierdie twee manne, né? Toe hy hulle sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy vir hulle iets gevra. So hy het hulle raak gesien en hy het 'n behoefte. Petrus en Johannes kyk toe na hom, kyk hom toe stip aan, die Griekse woord daar sê, hulle het op hom gefokus, hulle het met 'n baie direkte kyk na hom, in sy lewe, in sy posisie, waar hy sit, het hulle gekyk, en Petrus sê toe vir hom, kyk na ons, en die Griekse woord wat Petrus vir hom gee, is 'n term wat Jesus in die Lukas evangelie mee na Petrus kyk. Dis 'n kyk, en blepo beteken om te kyk met begrip. So Petrus wil hê, hy moet anders na hom en Johannes kyk. Kyk, fokus. Ek wil hê, jy moet besef, hier gaan nou iets gebeur. Kyk met begrip, kyk met intense betekenis, kyk met aandag wat hier nou gebeur. Kyk met verstaan. Dis in die begrip daarvan. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle sal kry. So dit sê opnuut weer, die manier hoe hy gekyk het, was eintlik dieselfde kyk as wat hy gehad het. Hy het gekyk om te ontvang, maar was hy reg vir wat hy sou ontvang? Maar Petrus sê, geld het ek nie. Nou, as hy daar sou stop, wat sou met die man se posisie gebeur het? Baie soos die bedelaars wat ek en jy by die straathoeke sien. As jy vir hulle sou sê, ek het nie geld nie, kyk hulle weg. Dan is die aandag, die fokus, die kyk, die vriendelike wys, daarmee heen. Nee, want dan is dit, ek het nie gekry wat ek wou hê nie. Maar Petrus gaan verder. Geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. En hierdie is, voordat ons verder gaan, die beskrywing van die eerste gemeente. Onthou jy in Handelinge 2 daar aan die einde, wat hulle gehad het met mekaar gedeel, hulle het in eenvoud geëet, hulle wou nie dat enige iemand tekort kom nie, so hulle het niks meer self besit nie, hulle het gedeel, en Petrus kom hier met daai selfde ruimhartigheid, daai selfde philoxenos, die liefde vir die vreemdeling, wat ons as gasvryheid beskryf, en hy kom sê vir hom, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. 'n baie spesifieke persoon, nee. Nie net enige Jesus nie, want daar was ander met daai naam. Nie net enige Jesus Christus, die een wat gesalf is, nie, maar die een wat van Nasaret afkom. Nou die mooi vir my van dit, Nasaret, is die plek waarop die Jode neergekyk het. Is die plek waar Nathanael van sê, kan daar enige iets goeds uit Nasaret uitkom? Nathanael van Kana kyk af op die gemeenskap wat 'n paar kilometer van hom af weg leef. Kan daar enige iets goeds van Nasaret afkom? Nasaret dan Galilea, waarop die super Jode van Jerusalem en Judea neergekyk het.
Net dit alleen, as ons net op daai punt fokus, dan sien jy soos wat die Hebreërs skrywer daar in hoofstuk 2 aan die einde kom sê, 'n Here wat self gelei het medelee en kan ons help wanneer ons ly en wanneer ons swaar kry. Wel, Jesus van Nasaret is juist die een wat hierdie man in sy plek van vernedering kan ontmoet. Maar meer nog, in die naam van is 'n gesagstitel. Dit kom sê, hierdie Jesus van Nasaret, hy het 'n naam bo alle name. Jy ken dit, nee, Filippense 2 vers 5 tot 11. Hy in sy naam staan op en loop. Nie in ons eie naam nie, nie in ons eie vermoëns nie. Maar sien, ons het nou voorheen gesien in hoofstuk 2, dat daar vertel word dat daar tekens en wonders was, wat 'n beskrywing is of 'n aanduiding is van Christus, wat die Here is. En nou sien ons, Jesus het gesê, julle sal krag ontvang, die Gees gaan oor julle kom en julle gaan my getuies wees. So sy getuies neem ook deel in die tekens en wonders van sy werk op aarde, en dit alles deur sy naam, en natuurlik met die Gees binne hulle. En dan vers 7, hy vat toe die man se regterhand. Nou julle vir Petrus, as jy gaan kyk in Handelinge se gebeure van hier af, tot en met hoofstuk 10, is daar 'n konstante wegbeweeg van wat voorheen vir hom bekend was, voorheen vir hom seker was. Ek as 'n Jood, doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie. En hy sien genade wat uitspeel. Onthou, hy het dit ook in die lewe van sy Here gesien. Die Here wat aan die oë van 'n blinde man vat, met modder aansmeer en hom genees. Die Here wat melaatses genees. Die Here wat vertel van 'n man op pad na Jerigo toe wat stop, want sy rydier afklim en iemand help. Petrus vat aan 'n verlamde man, wat in die wêreld van die Bybel sou kon sê, jy's op pad tempel toe, jy's op pad om rein daar in te stap, en jy reik uit na 'n onrein, verlamde man? Maar die evangelie is ons groter as dit, nee. Ons sien dit in Jesus en ook hier nou. Hy vat toe aan die man se regterhand en hy help hom op. Die regterhand 'n beskrywing van die man se sterkant. En kyk mooi, onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. 'n Wonder wat gebeur. Petrus sê, wat ek het, gee ek vir jou. En wat het ek? Ek het Jesus. En ek wil hom vir jou gee. En wat bring Jesus? Hy bring herstel. En onmiddellik is daar in die aanraking van hierdie man, wat natuurlik 'n teken is van die gemeenskap, van die gelowiges, hulle wat aanraak, wat lief is, wat omgee, wat deel in die koinonia, die gemeenskap van die gelowiges, is daar genesing. Hy het opgespring, en die Engelse vertaling hiervan is leap. Hy het letterlik opgespring, en teenoor die sit en bedel, is daar 'n opspring in vreugde. Hy het opgespring en regop gestaan, en hy kon loop. Hy het nie nodig om te leer hoe om te loop nie, want hierdie is volledige herstel. En kyk mooi wat gebeur. Hy word nie net fisies herstel nie. Hy word in die naam van Jesus herstel. Hy word aangeraak en hy word deel. Net soos daai verlamde man wat in einste Petrus se huis deur die dak afgesak word deur sy 4 vriende wat hom afsak, en Jesus hom genees en vir hom sê, neem jou bed en gaan huis toe. Gaan terug na jou mense toe. Dan herstel Jesus hom op 'n volledige wyse. Wel, Petrus doen dit hier. Want hierdie man word herstel. Maar nie net word herstel om huis toe te gaan nie. Kyk mooi, hy word herstel om deel te word van die Jesus gemeenskap. Die man spring op en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan. Hoeveel keer sou hierdie man dit nie wou hê nie? Hoeveel keer sou hy dit nie wou indeel nie? Hoeveel keer sou sy begeerte dit nie wees nie? Maar hy's verlam, so hy's onrein, so hy moet buite bly. Maar nou is hy deel. Hy's deel van die Jesus gemeenskap. En die ware tempel, die plek wat Jesus gereinig het, word nou 'n plek waar hy kan tuis wees. En dan sien ons, hy het ingegaan terwyl hy geloop en gespring het en God geprys het. Hierdie woord en God geprys word 7 keer deur Lukas en net deur Lukas gebruik. Hierdie woorde so bymekaar. Hy het geloop en hy het God geprys. So al wandelend, al springend, al vol vreugde singend, vertel hy vir hierdie wêreld van God se grootheid. Hy deel nou in die goeie nuus van die evangelie, nê, in die uitdra daarvan. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Al die mense, so almal in die tempel is getuies. Net soos met Pinksterdag was daar 'n groot groep wat getuies was. Nou is daar 'n groep wat getuies is.
Maar toe hulle besef dat dit hy is, wat voor die tempel by die mooipoort gesit en bierel het, hulle wat by hom verbygestap het, nie net een keer nie, maar dag na dag na dag, daarom het hulle hom herken, was hulle baie verbaas en verwonderd oor wat met hom gebeur het. En net soos met Pinksterdag, sy uitstorting van die Gees, kry Petrus 'n tweede geleentheid en skep die situasie vir hom as dit ware 'n preekstoel om te kan deel oor Jesus. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg. Natuurlik 'n teken van disippelskap. Ek volg vir Jesus en ek leer jou terwyl ek hier leer en so leer jy by my sodat jy iemand anders kan leer en saam stap ons agter mekaar aan soos wat ons agter hom aanstap. Disippels stap agter Jesus aan. Lukas 10 gaan na al die plekke toe waartoe ek een op pad is. Volg my, was Jesus se woorde. So weer eens hier, hulle het hom bly volg. Of hy het hulle bly volg. En die mense wat was almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Geliefdes, dit beteken Jerusalem is in verwondering. En hulle is daar om te hoor. En die stroom, dis weer eens daai teken van daai tyd. Jy moet weet waar die aksie is. Jy moet hoor wat die nuutste gebeure is. God's latest and greatest on display, as jy wil. En hulle wil gaan hoor. En toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. So Petrus kry weer 'n geleentheid. Hier's nog 'n kans om te preek. Die vorige keer het hy gepraat oor Jesus se opstanding, dat dit die fokus is. Israeliete. Hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan? Asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het, dat hierdie man loop. Baie belangrik, die twee woorde wat Petrus hier gebruik, krag, terugverwysing na Handelinge 1 vers 8, vroomheid, dit waarop die Israeliete trots was, hulle vroom toewyding aan Jahwe, en hulle naloop, en hulle hou van die wet, en hulle lees van die wet, en hulle gebede, en al die ritmes van wat vir hulle gevra was om te leef. En al daai vroomheid het hulle nêrens gebring sonder Christus nie, nê. En waar kom die krag vandaan? Die Heilige Gees. Wie ontvang die Heilige Gees? Hulle wat bely dat Jesus die Here is. As jy dit nie bely nie, dan kan jy dit nie ontvang nie, dan kan jy nie daaraan deel nie, dan. En hier kom sê Petrus dit vir hulle. Dis nie ons eie krag nie. En belangrik, die heel eerste beweging wat Petrus doen, jy sou dit kon sien by die Hebreërskrywer ook, plaas die fokus op Jesus. Kyk na hom. Fokus op hom. Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders. Al hierdie woorde wat Petrus hier gebruik, klink vir my amper soos Jesus se eerste preek daar in Lukas 4, wanneer hy vir hulle vertel van hulle storie van God se jubeljaar, van die goeie nuus, en dat hulle opgewonde is. As Petrus hierdie terme gebruik, sou elke Israeliet, elke Jood wat daar is, wat die verhale van die stamvaders ken, sou opgewonde en met aandag luister. Onthou die God, né? Die Here daarvan. Hy het aan Jesus, sy dienaar, goddelike eer gegee. Hierdie is 'n geweldige stelling om in die tempel te maak. Die plek waar Jesus in daai oggendure veroordeel is. Waarna toe hy na Pilatus toe gestuur het en waarvan hy uiteindelik gekruisig is en waaroor hy gekruisig is. Daai plek, vertel Petrus, het Jesus goddelike eer gekry. Ek bedoel, dit is so beskrywing van die werking van die Gees deur die gelowiges om hierdie waarheid te vertel op die plek van oordeel en vervolging en om dit te doen met totale oorgawe, totale oortuiging, né? Hy het goddelike eer gekry. So Jesus die vervulling van wat? Van die Abraham belofte. 'n lig vir die nasies, 'n nakomeling wat sou kom, sal ons later sien. Jy kan gaan kyk na die vergelyking op hierdie platform, die Bybelskool van Genesis, tussen Isak en Jesus, en die plek waar dit gebeur het, en alles wat daar rondom gaan, en die beloofde Messias in die beloofde land, wat in Bethlehem gebore is in Jerusalem sy lewe gegee het. Hierdie Jesus, sy dienaar, het goddelike eer gekry. Aan hom vir wie julle uitgelewer het. En nou draai Petrus na hulle toe. Hy wys dit op hulle. Hy kry die eer, julle het hom. Nou om goddelike eer te kry, natuurlike beskrywing van hemelvaart, van waar hy is, van 'n naam bo alle name, né? Hom
deur wie hy by julle uitgelewer het en voor Pilatus verwerp het, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. En hulle ken hierdie storie. Pilatus het 3 keer gesê, hy is onskuldig, hy is onskuldig, hy is onskuldig. En hulle het uitgejubel en uitgeskree, nie jubel nie, skree, kruisig hom. Hy was heilig en opreg. Die enigste offer wat gebring kon word in ons plek, was die een wat heilig en opreg was. Maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig word. En net in hierdie woordspel, as ek en jy hierdie teks sou lees, en ons sou net nadink oor dit, wens ek so, daar sou tyd wees, dat ons kon een kant sit en sê, gaan sit net een kant, en lees net weer, vers 14, oor en oor en oor, en jy sal sien, hy wat heilig en opreg is, het sy lewe gegee, sodat ons begenadig kon word. Julle wat onheilig was, julle wat selfsugtig was, wat nie opreg was nie, wat agterdogtig was en agterbaks was en agteraf was, het gekies dat 'n onreine moordenaar vrykom. Hy het sy lewe gegee sodat ons ware genade kan ontvang. Dit alles is bymekaar in hierdie een vers. Julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig word. Barabbas, wat beteken die seun van die Vader. Die eerste persoon met wie Jesus plekke verruil, is die seun van die Vader. Barabbas. So het julle hom die leidsman na die lewe toe, en hierdie begrip, die leidsman na die lewe, is 'n refrein in die Nuwe Testament. Jesus is die een wat voorstap, wat ons neem waarheen, na die lewe toe. Dit is die ewige lewe. Dit is die punt. Jesus sê, ek het gekom om julle lewe te gee. Die leidsman na die lewe toe het julle doodgemaak. En ons het daar kon stop en sê, ai, hoe tragies, maar ons weet wat het gebeur, nee? Maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. En ons sien dit by Petrus, ons sien dit wanneer hy daaroor skryf, ons sien dit by die lewe van die disippels, wanneer hulle vertel van die opstanding wat hulle beleef het. Ons sien dit wanneer Paulus praat oor die Christus wat lewe, wanneer Thomas sê, ek sien hom, ek sien die Here. So, ons is self getuies, ons was self daar. Deur die geloof in sy naam, het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. So in die naam van Jesus is hy sterk gemaak, deur die geloof in hom. Jy sou net glo in die naam bo alle name, nie waar nie? En vir die Jode sou dit Jahwe wees. En hier nou die geloof in sy naam. So opnuut net deur dit te sê, kom sê Petrus, Jesus is God. Presies die rede hoekom hulle Jesus gekruisig het, want hulle sê, hy het gesê hy is God. Hy is die seun van God. Deur die geloof in sy naam is hierdie man gered. So Jesus se naam bring genesing, want Jesus self bring genesing. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel, hier vir julle almal. Geloof wat van hom kom, want hy het vir ons kom vertel, so deur in hom te glo. Hy het die koninkryk kom deel, hy het alles kom gee, dit alles kom van hom af. So ook geloof is 'n geskenk. Om te kan glo is 'n geskenk. So alles kom van hom af, daarom fokus net op hom, moet glad nie op jou eie vermoë fokus nie. Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leierskap in onkunde gehandel het. Gaan kyk Numeri, gaan kyk Psalm 95, gaan kyk die verhale van konings en kronieke, al die onkunde, die ongeloof, die wegdraai, die dwaasheid, net soos julle vorige leiers, en jy sou kon sê, maar ook julle dade hier is 'n heenwysing soontoe, so julle deel daarin. Tog het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig, dat die Christus sou ly, en so het hy dit nou laat gebeur. So hier kom sê Petrus, en hy help hulle, onthou in al die hervertelling of die herinterpretasie, die regte interpretasie, want ons kyk vanuit die evangelie daarna, van 'n Psalm 8, van 'n Psalm 16, van 'n Psalm 110, Psalm 132. Sien ons telke male die heenwysing na Christus toe, en nou kom sê Petrus, julle het dit gedoen, maar ek wil net vir julle vertel, dat terwyl julle opgetree het, gebeur God se storie. En dit was God se wil, en hy het dit vooraf aangekondig. Gaan kyk maar net Jesaja 53. Daarom, en weer hierdie baie belangrike boodskap van Petrus hier, net soos in hoofstuk 2, bekeer julle en kom tot inkeer. Hier is 'n baie intense oproep, draai om.
om tot bekering te kom, metanoia, meta groter as nous denke. So jou denke moet verander word, jy moet nuut word, draai om, draai jou rug op waarmee jy besig was, gaan in 'n ander rigting in, die teenoorgestelde rigting in. Dan sal God julle sondes uitwis. En hierdie is die storie van die Ou Testament. Die Here se oproep keer op keer op keer terug na my, keer terug na my. Hulle ken hierdie refrein, dis soos 'n lied. En wat is die reaksie daarvan as jy terugkeer na hom toe? Sal God julle sondes uitwis. Psalm 103, julle sou dit ken, sê dat die Here verwyder jou sondes so ver as oos van wes. Die Nuwe Testament vertel vir ons as ons 'n sonde bely in Johannes 1. Hy is getrou en regverdig, hy vergewe en hy reinig. Om te reinig beteken om skoon te was. Daar's nie meer tekens daarvan oor nie, dis verby. God sal dit uitwis. En dan sal daar tye van verkwikking van die Here afkom, en hy sal Jesus stuur wat vooraf vir julle as die Christus uitgewys is. Hierdie tye van verkwikking, ek het nou die dag net weer bietjie stil geword by hierdie teks, en ek het vanuit die Nuwe Testament gelees van Prof Jan van der Walt en Stefan Joubert, en ons lees daarin dat daar vertel word dat jy gaan na 'n plek van herstel en rus toe. So as jy na die Here toe draai, as jy jou sonde bely, as jy jou rug draai op my eie pogings en op my sonde en op al die verkeerde dinge, en dat ek verlore is, en ek draai na hom toe, die Messias, die redder, die verlosser, word ek skoon gewas, maar dan kom ek ook tot 'n plek van rus, want ook ek kan rus van my eie pogings, wat tot niks gekom het nie. Ook ek kan rus van die werk is klaar gedoen in my plek, en daar kan verkwikking kom, wat 'n teken natuurlik is van herstel en nuwe lewe. En dan hy sal Jesus stuur. Dit vertel natuurlik vir ons waar Jesus op die oomblik is. En die Hebreërbrief het ons mos gehelp om mooi te dink hieroor, om te besef hy is in die hemel, hy is besig om namens ons in te tree. Hy is besig om as hoëpriester vir ons in te tree, Romeine 8, wat dit ook beskryf, hy bid vir ons. Hy sal Jesus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is, die verlosser, die gesalfde. Vers 21, hy moet in die hemel bly, totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy heilige profete gesê. Hierdie nuut maak, hierdie Yom Yahweh, hierdie dag van redding, dag van herskepping, sien ek en jy presies so uitspeel in Openbaring 21, waar die Here sê, hy gaan trane afdroog, daar gaan nie meer dood wees, leed, smart, pyn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verby gegaan. Hy wat op die troon sit sê, wat? Kyk, jy's reg, ek maak alles nuut. Die dag van herstel. Johannes sê, Jesus gaan om vir ons plek gereed te maak, om reg te maak, sodat ek en jy daarheen kan gaan. Dis sy gedagte nog die hele liewe tyd. So, draai terug, daar kom verkwikking, en Jesus is op pad. Vers 22, Moses het immers gesê, die Here julle God sal uit julle eie geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat voorkom. So, weer eens 'n baie besondere verwysing na Moses hier, as jy Hebreërs gaan lees, hoofstuk 3 ook van Hebreërs, word Jesus beskryf as groter as Moses. Hier kom sê Petrus, maar Moses sê daar in Deuteronomium 18, dat daar iemand sal kom, daar gaan 'n profeet kom. En as jy Johannes saam met ons gedoen het, sal jy kan onthou daar in hoofstuk 4, vir die Samaritaanse vrou, onder die Samaritane het net in die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Ou Testament geglo. Ook vir haar kom sê Jesus, hy is die vervulling, hy is daai profeet. Want selfs sy sê, maar ons weet iemand sal kom. En nou kom Petrus en hy sê, Moses het self gesê, daar in Deuteronomium 18:18, die Here julle God sal uit julle geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat voorkom. Iemand soos ek. Jesus van Nasaret, wat ons nou gehoor het, in die naam van Jesus van Nasaret, een soos ons, wat uit ons plek, uit ons geleedere na vore kom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sal sê. En hier is 'n baie belangrike punt, geloof word sigbaar in gehoorsaamheid. Jy kan die twee nie skei nie. Selfs Jesus se boetie Jakob beskryf vir ons dat geloof word sigbaar in dade. Jy kan nie sê jy glo en jy doen wat jy wil nie. Nee, glo is oorgawe, dis terugkeer, dis omdraai, en dan gehoorsaam jy hom. Daarom sê ons die hele tyd vir mekaar, dat die beste manier om die lewe te leef is die Jesus lewe wat ons saam ontdek, wat ons mekaar mee help om dit te leef. Vers 23, elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word. Natuurlik 'n waarskuwing, daai uit Deuteronomium uit. En al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur.
So Samuel, die een wat die Here se stem hoor nadat daar vir lang stilte was, kom vertel, kom leer om te luister na God se stem, kom vertel van God se wil. En ons weet Samuel verbind aan Dawid, Dawid verbind aan die troon, verbind aan die Here se belofte dat op die troon van Dawid sal sit die Messias en hy sal vir altyd heers. So alles daarvandaan heen wys heen op Christus, Christus, Christus. En Petrus maak dit ook duidelik. En hy sê wat in hierdie tyd gebeur. So vir die mense wat dit hoor, is die boodskap duidelik, julle is so bevoorreg om in hierdie tyd God se latest and greatest te sien. Die Here aan die werk, hier ook in ons omgewing, hier by die tempel, vandag nog, en alles deur Christus. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel, en julle deel aan die verbond wat God met julle voorvader gesluit het. En hierdie verbond, ek maak jou 'n lig vir die nasies. Ek gaan vir jou 'n groot nageslag gee, maar ek maak jou 'n lig vir die nasies. God wat gesê het, ek bind my aan jou, en Abraham het geglo. Hy het nie die wet gehad nie, en daarna het eers die teken van die besnydenis gekom. Al daai goed het later gekom, maar eers Abraham het geglo en Abraham het gevolg. Daarom het hy getrek, hy het in beweging gekom. So die Here, die God van Abraham, die Here, die God van die belofte, van die verbond, is die Here in Christus, wat vir ons kom terugroep na hom toe. God het die dinge waarvan die profete gepraat het van Abraham, nee, dis meer, hoor ons die woorde, jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees, enkelvoud, nakomeling, dis nie Isak nie. 'n nakomeling en die verstaan, die interpretasie, die fokus hierop, weer eens vir die lens van die Nuwe Testament, kom wys Petrus vir ons, die vervulling daarvan is in Christus. So gaan kyk gerus, Genesis 12, Genesis 22, 26, 28, alles 'n verwysing hierna. Daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom. So Petrus kom sê, hoor mooi, daai groot belofte van daai tyd het waar geword, nou hier in julle tyd. Julle is getuies daarvan. En om heel eerste na julle toe gestuur. In Romeine 1 sê Paulus, dat ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo, in die eerste plek vir die Jood en dan ook die nie-Jood. Hoekom? In die eerste plek, want waar is Jesus gebore? In watter wêreld het hy groot geword? Wat 'n vervulling bring hy en hoe word dit 'n boodskap vir die nasies? Die hele Romeine brief wat ook op hierdie platform beskikbaar is 'n beskrywing daarvan. So hoor net weer, eerste by julle, om vir julle tot 'n seën te wees, deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring. In watter mate is Jesus 'n seën vir ons? Deur ons terug te lei. Wat beteken om terug te gebring te word? Wel, vir die mense van die hoddos, van die hoddos van die uitweg, hoor hulle, Jesus is die hoddos, maar hy is die hoddos na die Vader toe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. So om van jou verkeerde weë af terug te draai, beteken om jou rug te draai op dit wat verkeerd is, dit wat nie redding bring nie, dit wat jou verlore maak, en om jou te verlaat op Christus. So om 'n seën van Christus te ontvang, om hierdie groot seën wat sy lewe is te ontvang, moet jy oorgee. Moet jy omdraai, wegdraai en agterom aanstap. En dis die seën van die lewe wat hy ook vir ons bring. Dis die lig vir die wêreld. Dis die goeie nuus. En dis wat Jesus kom doen het. So Petrus se groot preek, se punt is, draai na Jesus toe. Hy is die weg. Hy is die enigste weg. En as ons na Jesaja 30 luister wat sê, wanneer jy van die pad af wegdraai, gaan jy 'n stem hoor wat sê, keer terug, kom hierheen, stap hier. Ek hoop sodat jy vandag die stem van die Here hoor. Wat ook vir jou sê, net soos vir my, keer terug van jou verkeerde paaie. Keer terug van jou afdraai paadjies en volg my. Keer terug van die dwaalweë van self probeer. Keer terug van die valse leringe wat jou wegvat van my af. En kom doen weer soos Efesiërs gemeente hoor dan Openbaring 2. Kom doen weer wat jy in die begin gedoen het. Volg my, wees lief vir my, gehoorsaam my. Dis die seën van die Here vir jou en my ook vandag. Dankie Here vir hierdie wonderlike teks.
Dankie vir Petrus se gehoorsaamheid. Wat van U afkom, Here? Want ons kan aan die een kant sê hy was gehoorsaam, maar ons leer mos uit die Nuwe Testament dat ons gedring word deur liefde. En dan daai liefde is 'n geskenk van U. So die feit dat hy hierdie kon doen is alles van U af. Die feit dat hy sê, ek dink Here, hierdie kom uit homself uit. Sê weer eens, dit kom alles van U af. Daarom wil ek dankie sê vir U voor. Daarom wil ek dankie sê vir hierdie verhaal. Daarom wil ek dankie sê vir U stem vir ons in hierdie dag, op hierdie oomblik. As daar iemand is wat op hierdie oomblik in 'n kar ry en net wonder oor U. Wonder oor die evangelie. Dalk hierdie nou gehoor. Ek bid so, Here, dat daai persoon sal hoor, keer terug na my. Draai terug. Ek wil tot seën wees vir jou. Here, en dan wanneer Petrus vir ons kom sê dat as ons terugdraai, dan kom ons by 'n plek van herstel en van verkwikking. Here, U wat die bene daar tot lewe roep in Esegiel. U wat die bene kom herstel van hierdie man by die mooi poort. Wil U nie asseblief kom verkwikking bring in ons eie lewe, in ons eie verhouding met U, juis op 'n tyd, juis op 'n plek, waar dit dalk vir ons voel asof ons bene verdroog het, waar ons dalk verlam geraak het in ons navolging van U en nie gehoorsaam gewees het en nie goed gedoen het wat U van ons vra nie. Asseblief help ons om hierdie oomblik aan te gryp en te luister, want U is aan die woord. En waar U werk, daar is lewe. Kom doen dit asseblief vandag in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek hoop jy het 'n baie besondere dag.